Goeiedag, ons woord kom vanoggend uit 2 Korintiërs 5 vers 1. Nou weet ek, dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy 'n splinternuwe mens is, 'n nuwe skepping in die kleine. Al die ou sondige dinge is dan iets van die verlede, dan is die nuwe lewe hier. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nie almal op hierdie wêreld is 'n ster lewe beskore nie. Dis nie vir almal waar die liggies blink nie. Die meeste mense hier op aarde karring maar aan van een valdag tot 'n ander. Selfs in die kerk sien jy hierdie middelmatigheid raak. Na hoeveel preke kry min gelowiges dit reg om hulle self so ver te kry om iets spesiaals vir God te begin doen, om 'n gelukkige en 'n betekenisvolle lewe te lei, en hoe alles begin verander is om nuut te begin dink. Wanneer ons kop vol raak met nuwe gedagtes, kom ons lewe kort voor lank ook in pas met ons denke. Ons het nodig om weer en weer te hoor, ons moet anders begin dink, om nie vasgevang te bly in destruktiewe gedagtepatrone nie. Daar is 'n ander weg, 'n nuwe pad vir ons elkeen. As die woord sê, hy maak ons paaie gelyk, dan beteken dit dat ons denkrigtings gelyk begin gemaak word. Dat ons paadjies wat in ons brein gevorm is, dat dit daar begin verander. Want sonder nuwe gedagtes is daar nie veel hoop dat ons lewe ooit gaan verander nie. Ons kan verander. Ons is nooit net 'n willose slagoffer van ons omstandighede nie. Ons hoef nie lewenslang te bly dink soos ons dink, en ons omstandighede hoef nie ons denkwyses te bepaal nie. Die meeste reageer maar net in hulle kop op wat elke dag met hulle en rondom hulle gebeur. Maar wanneer jy geleer het om beheer oor jou denke te neem, kies jy altyd wat jy wil dink en hoe jy gaan reageer in elke situasie. Moenie 'n slagoffer raak van ongeoefende gedagtes nie. Jy kan en jy gaan anders dink as jy wil anders begin dink. Laat die Heilige Gees jou gedagtes begin verander. Hy sal jou graag daarmee help. Besluit waaroor jy wil dink en begin jou kopstelsel matig daarmee volmaak, deur basiese stellings gereeld deur die loop van die dag te herhaal in jou denke. Neem jou negatiewe gedagtes gevange. Dink nuwe, goddelike, verheerlikte gedagtes. Met ander woorde, wanneer ek iets voel, dan moet ek myself afvra, waar het hierdie gevoel begin? Sê maar ek kom deur die dag en skielik raak ek net down, negatief of vreesbevange, moet ek stil raak en dit 'n treukie teruggee. Waar het dit begin? Hoekom voel ek so? En dan is dit die waarheid wat ek voel. En dan kom die groot verandering by hierdie vraag, wil ek langer so voel? As jy nie langer so wil voel nie, gaan daar 'n paar goed moet gebeur. Jy gaan moet vergewe as jy iemand moet vergewe, wat daardie gevoel oor jou gebring het, en jy gaan moet vryspreek. Of jy gaan vergifnis moet vra. En dan, wanneer jy vergewe het, vergifnis gevra het, jou vergifnis aanvaar het, beteken dit dat jy jou gedagtes gevange geneem het en gehoorsaam gemaak het aan Christus Jesus. En dan vra jy die Heilige Gees, wat sou Jesus gedink het en wat sou hy gedoen het? En jy gaan die bevestiging daarvan kry in God se woord vir presies wat jou situasie is.
So kom ons sê vanoggend vir Jesus baie dankie vir sy bloed wat vir ons gevloei het, sy bloed wat ons 'n nuwe mens kom maak. Dankie vir sy liggaam, vir elke wond van hom, wat van ons 'n nuwe, gesonde, heel mens kom maak. Amen.